Abba Yahuwah, ons kom na U toe in Yeshua se naam, ons sê vir U dankie dat ons hier so kan wees, en dankie Vader dat ons die voorreg het, om nog steeds in ons eie vrye wilheid hier te wees, my Vader, dat ons nog steeds die ouderlinge byeenkoms kan bywoon, my Vader. Vra U om saam met my te wees, waar ek die woord uitdra, vra U vir oop harte, oop verstand, vra vir vrymoedigheid van gees vir elkeen wat nie verstaan nie, elkeen wat 'n vraag het om die vraag te vra, my Vader, sodat ons gevoed kan word deur die Gees, my Vader. Nie net altyd melk nie, maar ook vleis, my Vader. En ons gee al die lof, eer en prys dat U ons help om geestelik te groei en dat U ons help in ons heiligmakingspad wat ons loop. In Jesus se naam alleen. Amen. Amen. Hallo. Ja. Hallo. Goeiemôre, ek groet julle in die naam van Yeshua. Ek weet vir elkeen wat wil dit neerskryf, gaan gou eers lees die verse. Dit het ons laas naweek gedoen het. Ok, is allemaal reg? Ok, Jeremia 31, Jeremia 31, verse 27 to 40. Jeremiah 34, Jeremia 34. Ja, no probleem, Jeremia 31, verse 27, 40. Yes. Jeremia 34, Jeremiah 34, verses 8 to 22. Vers 8 to 22. Allemaal om? Ja. Genesis, that's Genesis 15. Vers 1 tot 21. Vers 1 to 21. En dan die hele Hebreërs 9 en die hele Hebreërs 10. Hebrews 9 en Hebrews 10. Allemaal. Ja, is nie daai. Ek ben nou dis laas week. Tanya, jy het laas week vir my gevra oor 'n droom. En ek het antwoord op die droom gekry Vrydag aand toe ons weer hier was. As jy wil, kan ek dit voor die hele volk, as ek so kan sê, sal ek dit uitlê later. As jy vrymoedigheid voel vir dit, is dit reg. Okay. As jy nie wil nie, is fyn, dan sal ek jou alleen, dan sal ek dit alleen met jou wandel. Here, is verkieslik. Nou, dit is kierig. Dit is alright man, dit is so bad nie. Net op die ouene van die dag is jy die enigste een wat sal weet. Maar dit is skriftuurlik ook. Sal, soos wat ons laas week gehoor het, as jy 'n droom het en daar's 'n uitleg van 'n droom, dan moet dit skriftuurlik hand aan hand gaan. En ek wil graag hê net die pa en ma en die ouderlinge moet dalk saam wees. So, alhoekom ek dit so wil doen is sodat as iemand in die gehoor gelei word deur die Gees dat dit valslik is, dan moet dit so uitgewys word. Sodat daar nie valslik, ja, dis
Maar ja, as jy dit wil alleen doen, dan sou ons dit net doen met die ouderlinge. Okay. Jeremia 31. Dis nou wat ek met dit. Okay. Kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek die huis van Israel en die huis van Juda sal besaai met saad van mense en van diere. En soos ek oor hulle wakker was om uit te ruk en om te gooi en te verwoes en te vernietig en skade aan te doen, so sal ek ook oor hulle wakker wees om te bou en te plant, spreek die Here. Nou, heiliglik is al, soos wat die jare aanstap, is al net meer en meer mense, soos wat die mense saad gesaai word, is dit nie? Ja. Nee, daar is net meer en meer mense, en soos daar meer en meer mense is daar meer en meer diere, want ons moet eet, is dit nie? Nee, okay. En die dae sal hulle nie meer sê nie, die vaders het groen duiwe geëet, en die tande van die kinders het stom geword. Ha? Snaakse ding, hè? Weer lees, okay? In die dae sal hulle nie meer sê nie, die vaders het groen duiwe geëet, en die tande van die kinders het stom geword. Druiwe, ja. Groen druiwe. Ja, druiwe. Duiwe. Groen druiwe geëet, en hulle tande het stom geword. Okay. Maar elkeen sal weens sy eie ongeregtigheid sterwe. Elke mens wat die groen druiwe eet, sy tande sal stomp word. Kyk, daar kom, daar spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Okay, nou, ek wil net bysê weer, Pastoor Marie Vrydag gevra het oor die mense, en weer eens, van wat ek weet van die mense wat so dwelms gebruik, laat my dink aan dit wat hier geskrywe staan. Al daai mense se tande val uit, van jongs af, want hulle is kinders. So ek sien weer eens, soos wat ons altyd sê, die waarheid is parallel, sien ek die parallelle waarheid in wat hier staan, en vandag se lewe. So, al ons jong kinders, die mense hier op die straat is besig om die groen druiwe te eet, wat die dwelms is, en hulle tande val uit, tande word stom. Kyk, daar spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Nou, wat is 'n nuwe verbond? Yeshua het gesê, neem hierdie beker en drink, want dit is 'n nuwe verbond. Nee, so hy verwys na daai nuwe verbond. Nee, stem julle saam? Ja. Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het op die dag toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipteland uit te lei nie. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Here. Maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart, en ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Nou soos ons volgende Sondag hoor ek, iedereen en elkeen van ons weet wanneer ons iets doen wat verkeerd is. Dis wat ons lewe in daai tyd waar sy verbond op ons harte geskryf is. En sy Gees herinner ons aan dit wat sy verbond sê, wat reg en verkeerd is. So nie een van ons kan sê, ja, maar ek het nie geweet nie. Stem julle saam? Amen. Ja. Okay. Maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit. Spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart, en ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie, en sê
ken die Here, want hulle sal my almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die Here. Want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. So sê die Here wat die son gee tot 'n lig oordag, die ordeninge van die maan en die sterre tot die lig in die nag, wat die see in beroering bring sodat sy golwe bruis. Here van die leerskare is sy naam, Jahoua is sy naam. Ons het dit geleer ons. Dis so. As hierdie verordeninge voor my aangesig sal wyk, spreek die Here, dan sal die nageslag van Israel ook ophou om 'n volk te wees voor my aangesig vir altyd. Sien, so as ons nie volgens God se verordeninge is nie, kan ek nie sê, ja, maar ek is 'n kind van God. Dan, ons is veronderstel om in sy verordeninge te bly, en dan is ons sy kind, dan is ons sy volk, en hy is vir ons God, as ons binne in sy verordeninge bly. Amen. So sê die Here, as die hemele daarbo gemeet en die fondamente van die aarde daaronder nagespeur kan word. Nou dit laat my dink, die hemele daarbo kan nagespeur word. Dis wat pastoor Frikkie vanoggend gebid het. Die ouens gaan daar bo, verstaan, die ouens is daar in die space stations en God kyk oor hulle. En nou as ons daar bo kan, sien julle hoe lê die profesie en goede lê dit uit in dit wat vandag gebeur. Amen. Hoe wonderlik is dit nie net nie, né? Ja. En pastoor Frikkie Frikkie weet glad nie wat ek so bring vanoggend nie, hè? En dit is net hoe dit is. Hoe wonderlik is God, hè? Amen. Hoe wonderlik is God. So sê die Here, as die hemele daarbo gemeet en die fondamente van die aarde daaronder nagespeur kan word, dan sal ek ook die hele nageslag van Israel verwerp weens alles wat hulle gedoen het, spreek die Here. Sien jy dat die verordeninge word gebreek deur God as gevolg van die handelinge van dit wat Israel gedoen het. Ja. So is dit ook met ons. Kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat die stad vir die Here herbou sal word van die toring Hananeel af tot by die hoekpoort. En die meetsnoer sal verder reguit aanloop tot by die heuwel Gareb en swaai na Goa toe. Nou daar is nog 'n profesie wat ek dink, kyk daar word 'n melding gemaak in 'n ander gedeelte van die herbouing van die derde tempel, wat ons nou, as julle die media dophou, sal julle weet dat hulle gaan nou die derde tempel bou. Nee, okay. En die hele dal van die lyke en van die as en al die velde tot by die spruit Kidron, tot by die hoek van die perdepoort teen die ooste, sal aan die Here heilig wees. Dit sal nie weer uitgeruk of verwoes word in ewigheid nie. Amen. Okay. Jeremia 34. Ja, Jeremiah 34. Is allemaal daar? Wat de vers? Verse 8 to 22. Die verse 8 to 22. Die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het, nadat koning Sedekia 'n verbond gesluit het met die hele volk wat in Jerusalem was, om vir hulle 'n vrylating uit te roep. Dat elkeen sy slaaf en sy slavin, 'n Hebreëse man of Hebreëse vrou, vry moet laat weggaan, sodat niemand 'n Jood sy broer vir hom diensbaar sou maak nie.
en al die vorste en die hele volk wat die verbond aangegaan het gehoor gegee dat elkeen sy slaaf en sy slavin vry sou laat weggaan. Sodat die nie meer aan hulle diensbaar sou wees nie. Ja, hulle het gehoor gegee en hulle laat weggaan. Maar daarna het hulle weer die slawe en slavinne laat terugkom wat hulle vry laat weggaan het. En hulle het die as slawe en slavinne onderdanig gemaak. Laat my dink aan ons eie lewe ook. Ons baie keer dan lê ons se sonde af. Nee? Laat hom gaan, sonde is weg. En dan gaan draai ons weer en dan gaan haal ons daai sonde weer. Is dit nie? Yes. Nee, dit gebeur. Maar daarna het hulle weer die slawe en slavinne laat terugkom wat hulle vry laat weggaan het en hulle het die as slawe en slavinne onderdanig gemaak. Toe het van die Here die woord van die Here tot Jeremia gekom en gesê: So spreek die Here, die God van Israel. Ek het 'n verbond gesluit met julle vaders op die dag toe ek hulle uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het met die woorde: Aan die einde van 7 jaar moet julle elkeen sy broer, die Hebreër wat aan jou verkoop is en jou 6 jaar lank gedien het, laat weggaan. Jy moet hom as vryman van jou af laat weggaan. Maar julle vaders het na my nie geluister en geen gehoor gegee nie. En julle het vandag tot inkeer gekom en gedoen wat reg is in my oë, om 'n vrylating uit te roep, elkeen vir sy naaste. En julle het 'n verbond gesluit voor my aangesig in die huis waaroor my naam uitgeroep is. So, alhoewel hierdie nou praat oor slawe, dit is wat hulle gedoen het, hulle het slawe vrygelaat. Maar in dit kan jy sien dat hulle gehoorsaam was in dit wat God vir hulle gesê het. So, neem net kennis die gehoorsaamheid. God het gesê, jy het goed gedoen in my oë, jy het reg gedoen in my oë, want jy het gedoen dit wat ek gesê het. Nee, ja. Maar julle het weer gedraai en my naam ontheilig. En elkeen het sy slaaf en sy slavin wat julle vry laat weggaan het, volgens hulle begeerte laat terugkom. En julle het hulle onderdanig gemaak om julle slawe en slavinne te wees. So, dit wat God vir hulle gesê het, hulle het gesê, as jy 'n slaaf of 'n slavin het, dan moet jy vir daai slavin sê, jy kan gaan uit jou vrye wil uit, dis wat dit daar sê, uit hulle wil uit. En dan as hulle nie wou gegaan het nie, dan was hulle vry om te bly ook om jou te dien, as jy die slaaf en die slavinne gehad het. Okay. Daarom, so sê die Here, julle het na my nie geluister om 'n vrylating uit te roep, elkeen vir sy broer en vir sy naaste nie. Kyk, ek roep 'n vrylating uit, spreek die Here, om julle oor te gee aan die swaard, die pes en die hongersnood, en ek sal julle 'n skrikbeeld maak vir al die koninkryke van die aarde. En ek sal die manne wat my verbond oortree het, wat die woorde van die verbond nie gehou het, wat hulle voor my aangesig gesluit het nie, maak soos die kalf wat hulle in 2 stukke gesny het, en tussen die stukke waarvan hulle deurgegaan het. Nou, wat hier gebeur het, weet julle wat hier aangaan? So as, in daai tyd, as hulle 'n verbond met God gesluit het, ons gaan nou daar in Genesis ook lees wat daar gebeur het. Nou, dan het hulle, volgens dit wat God vir hulle gesê het hulle 'n kalf, koeie, wat ook al God gesê het hulle moes doen, hulle in 2 gesit, hulle het dit aan die kante gesit, reg? En dan elkeen wat die verbond met God gesluit het, het tussen die stukke deurgeloop. Nee? En dan het hulle die dinge, die verbond verklaar, terwyl hulle daardeur geloop het, om te sê dat as ons nie volgens hierdie verbond lewe nie, dan sal ons wees soos die diere wat hier geslag is. So, dan is God geregtig om ons te slag volgens dit wat hier langs ons is. Dis hoe dit gebeur het in die geskiedenis daai tyd.
Okay. Kan gaan 'n stukkie weer lees en dan kyk julle of julle dit sien in julle geestesoog. En ek sal die manne wat my verbond oortree het, wat die woorde van die verbond nie gehou het, wat hulle voor my aangesig gesluit het nie, maak soos die kalf wat hulle in 2 stukke gesny het, en tussen die stukke waarvan hulle deurgegaan het. Die vorste van Juda en die vorste van Jerusalem, die hofdienaars en die priesters en die hele volk van die land wat tussen die stukke van die kalf deurgegaan het. So as daai verbond gesluit was, het ieder en elkeen van die volk het deur daai stukke geloop om te verklaar dat hulle sal onder die verbond bly. Okay. En ek sal hulle gee in die hand van hulle vyand en in die hand van die wat hulle lewe soek. En hulle lyke sal dien as voedsel vir die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde. En Sedekia, die koning van Juda en sy vorste sal ek oorgee in die hand van hulle vyande en in die hand van die wat hulle lewe soek, naamlik aan die leer van die koning van Babel, wat van julle af opgetrek het. Kyk, ek gee bevel, spreek die Here, en sal hulle na hierdie stad terugbring, en hulle sal daarteen oorlog voer en dit inneem en met vuur verbrand, en ek sal die stede van Juda 'n wildernis maak sonder inwoner. Amen. Laat my dink aan ons eie profesie wat deur ons siener vertel was, en toe hulle vra, luister, wat sal gebeur met ons as ons nie by hierdie verbond hou nie? En hy sê, ek weet nie of sieners dit self gesê het nie. Samuel sal jy gesê, dis mense wat nou nog God gedien het, daai tyd. Het gesê dat God sal ons gee in die hand van wie hy ons nou net verlos het. By die slag van Bloedrivier. Okay. Genesis 15. Ja, kyk, daar was, ons sal nou daar in lees in Hebreërs 9. Daar was geen verbond gesluit as daar nie bloed besprinkel was nie, ja. Staan, bloed moes gevloei geword het. En dit so het Yeshua se bloed ook gevloei met die nuwe verbond. Genesis 15 vers. Ek gaan nou sê, dit is 1 tot 21. Na hierdie dinge het die woord van die Here tot Abraham gekom in 'n gesig en gesê, vrees nie Abraham, ek is vir jou 'n skild en jou loon is baie groot. Toe vra Abraham, Here, wat sal u my gee, aangesien ek sonder kinders heen gaan en die erfgenaam van my huis, die Damaskinder Eliezer is. Verder het Abraham gesê, aan my het u geen nageslag gegee nie, so sal dan die bediende van my huis my erfgenaam wees. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, hierdie een sal jou erfgenaam nie wees nie, maar die een wat uit jou liggaam sal voorkom, hy sal jou erfgenaam wees. Daarop lei hy hom uit na buite met die woorde, kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. En hy het in die Here geglo, en hy het hom dit tot geregtigheid gereken. Verder het hy vir hom gesê, ek is die Here wat jou uitgelei het uit Ur,
van die Chaldeërs om jou hierdie land in besit te gee. En hy sê, Here, waaraan sal ek weet dat ek dit in besit sal neem? En hy antwoord hom, neem vir my 'n 3 jaar oud vers en 'n 3 jaar oud bokooi, en 'n 3 jaar oud ram, en 'n tortelduif en 'n jong duif. En hy het dit alles vir hom gebring en dit middeldeur gedeel en die helftes teenoor mekaar gelê. Maar die voëls het hy nie verdeel nie. Toe kom daar roofvoëls op die dooie diere af, maar Abraham het hulle weggejaag. Dit laat my net dink, as ek myself nou in daai mense se voete moes gesit het. Hier sluit ons nou 'n verbond met die lewendige God, né? En ons sny hierdie goeders middeldeur en ons sit hulle so oop aan die kante. En ons loop daardeur en ons sê ons hou op hierdie verbond, en as ek nie op hierdie bond hou nie, dan kan U my maak soos een van hierdie diere wat hier langs hang lê. Dit sal vreesaanjaend wees, dink julle nie? Dink julle nie dat die vrees van God sal kweek binne in die mens se hart nie? Amen. Is dit nie? Yes. En kyk, mense sê altyd dat die vrees van God is die liefde van God. God sê, as jy lief is vir my, bewaar my gebooie. Maar ek dink, as ek iedereen, as jy wat daar aan die bank sit en as ek myself, as ek daaraan dink, kom sê jou kind, daar's kinders wat as jy vir hulle sal vra, dan sal hy sê, nee, ja, kyk, ek sal nooit dwelms gebruik nie, my pa sal my doodmaak. Okay? My pa sal my doodmaak, is vrees, maar daar kom gehoorsaamheid aan dit, is dit nie? Is daai vrees. En jy ouer wat daai kind sal te lyf gaan. Dis as gevolg van jou liefde vir hom, omdat jy nie wil hê hy moet verval nie, dat jy hom sal iets aandoen, is dit nie? As hy so iets moet aanvang. Is dit nie? Dis uit liefde uit. Nie dat en dan mense sal sê ek sal nou jou 'n kans gee. Mense sal sê, ja, maar wat se God sal nou wil hê jy moet hom vrees? 'n God wat lief is vir jou. En dis 'n magtige God, dis 'n God, dis Ja. Vader streng wees, is hy streng. Is hy streng? Ja, so 'n God wat jou waaragtig liefhet, sal wil hê jy moet hom vrees, sodat hy weet dat deur jou vrees sal jy gehoorsaam wees en dit is tot jou goeie, want ons het gehoor in laas Sondag se diens dat as ons sondig, dat dit is tot ons eie nalaat, is dit nie? Verstaan? Yes. Ek wil iets vra, as ek baie eenvoudig gevra. Abraham en met ander het God eintlik met hulle gepraat. Okay. Ja. Hulle kon God hoor en as hom gehoorsaam. Vandag se tyd, as iemand sê wat God het eintlik my gepraat het met hoor, dit was goed, word hulle as mal verklaar. So verduidelik hierdie vir my nou asseblief. Want sekerlik is daar wat God kies. Okay, as iemand vir jou sê dat God met hom gepraat het, dan moet hy jou darm wys in die woord ook. Okay. Verstaan? Want nou sal hy ou vir jou sê, hoor hierso, maar die Here het vir my gesê, dis fyn dat as ek nou hierdie seun by my dogter laat slaap. Nee, dis nie. Verstaan jy? Dit moet strook met die woord. So kyk as iemand vir jou gesê het, hoor so die Here het by my gekom en gesê luister jy, ek moenie dit doen nie. En jy weet dit is verkeerd want dit staan so in die woord, dan kan jy sê okay, yes, die Here het so gesê. Want die Here het al reeds so gesê. Ja, daar's baie mense wat so sê en is eintlik 'n leuen. Maar dan is daar seker goed wat God wel miskien aan 'n persoon openbaar wat nie ander mense al gehoor het nie. Want dit is in die woord. Ja, as dit in die woord is, ja. Maar dis juist hoe ons laas week ook gehoor het, dat elkeen moet self lees ook. Sodat wanneer jy in aanraking kom met mense wat onvermydelik is in vandag se dae, sodat jy sal die waarheid kan sny. Want die swaard van die Gees is die woord. En ons kan nie die woord gebruik as hierdie boek net hier onder my arm bly nie. Kan ons? Nou kan ons nie die woord gebruik nie. Ons moet dit lees en hy sal dit skryf op ons harttafels. Lees en leer. Yes. Waar was ek nou? Vers 11. Vers 11. Toe kom daar roofvoëls op die dooie diere af, maar Abraham het hulle weggejaag. En toe die son wou ondergaan, val daar 'n diepe slaap oor Abraham en kyk, 'n skrik en groot duisternis het hom oorval.
Daarop sê hy vir Abraham, weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat aan hulle nie behoort nie. Daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word 400 jaar lank. So daar profeteer hy van Egipte, nee. Ja. Maar ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees en daarna sal hulle uittrek met baie goed. Maar jy sal na jou vaders gaan in vrede, jy sal in 'n goeie ouderdom begrawe word. En die 4de geslag sal hierheen terugkom, want die ongeregtigheid van die Amoriete is tot nog toe nie vol nie. En na sononder, toe dit heeltemal donker was, gaan daar 'n rokende oond en 'n vurige fakkel tussen die stukke vleis deur. So, kom julle agter dat Abraham het nog nie deur die stukke geloop nie. Nee? Hy het aan die slaap geraak en toe word hy heavy bewoog. En toe dit nou so skemer is, toe kom daar nou 'n vurige oond en 'n vuur met rook en die rook vuur figuur loop toe tussen deur hierdie stukke. En hy sê, luister, as hierdie verbond verbreek word, dan sal ek wees soos hierdie stukke wat aan die kante lê. Kom julle dit agter? Ja. Is julle met my? En na sononder, toe dit heeltemal donker was, gaan daar 'n rokende oond en 'n vurige fakkel tussen die stukke vleis deur. Op die dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit en gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land, van die rivier van Egipte af tot by die groot rivier, die Eufraatrivier. Die Keniete en Kenisiete en Kadmoniete en Hetiete en Ferisiete en Refaite en Amoriete en Kanaaniete en Girgasiete en Jebusiete. Mondvol. Okay, Hebreërs 9. Sorry, ons lag van Geraldine lees vir ons Bybel en Bybel. Daarso is die Hitiete en die Daitiete se geheim. Die Sanchus is net hier. So het dan die eerste verbond sowel verordening vir die erediens as ook sy aardse heiligdom gehad. Want die tabernakel is so ingerig, die eerste waarin die kandelaar was en die tafel en die toonbrode wat die heilige genoem word. Want die tabernakel is so ingerig, die eerste, waarin die kandelaar was, en die tafel en die toonbrode, wat die heilige genoem word. En agter die tweede voorhangsel, die tabernakel, wat genoem word, die allerheiligste. Okay, so, daar was, as die mens nou binne in die tempel ingekom het, dan was dit nou daar waar die toonbrode was, en dit wat hulle nou alles wil sê, die beker en so aan, en dan was daar voorhangsel, en dan gaan 'n mens net die allerheiligste, die hoëpriester het in die allerheiligste ingegaan. Dit is nou agter die voorhangsel en dit is daar waar die ons gaan nou daarvan lees. Kom ons lees dit net, dan gaan julle hoor. En agter die tweede voorhangsel. So daar was twee voorhangsels, eerste een en tweede een. Die tabernakel wat genoem word die allerheiligste, waarin 'n goue wierookbak was en die ark van die verbond rondom heeltemal met goud oortrek, waarin die goue kruik met die manna was en die staf van Aaron wat gebloei het en die tafels van die verbond
en daarbo op die gerubs van die heerlikheid wat die versoendeksel oorskadu het, waaroor nie nou afsonderlik gespreek kan word nie. En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul. Maar in die tweede, die hoëpriester alleen. So al die priesters het in die eerste, agter die eerste voorhangsel ingegaan en hulle het die elke daaglikse verpligtinge vervul. So daar was dierige offer elke dag vir die sondes en daar was altyd weer wierook gebrand voor God. Okay. En dan net een keer 'n jaar het die hoëpriester gegaan en pastoor JP het my vertel. Hy sê, kyk, hulle het klere dra gehad wat hulle moes gedra het en aan hulle hoeke was daar klokkies gewees. En dan om die hoëpriester se lyf het hulle 'n tou vasgemaak en die hoëpriester het dan nou met die slagoffer se bloed gegaan om te sprinkel teen die mercy seat, teen die Ark of the Covenant. Moes hulle die bloed gesprinkel het vir die sondes van die volk een keer 'n jaar. Okay. En dan as hulle, en daar was 'n heiligmakingsproses wat die hoëpriester moes deurgegaan het. Soos met so dat daar geskrywe staan dat ek weet nie wie die hoëpriester was daai tyd nie, dat die ander ouderlinge het hom wakker gehou. Want as hy môre moes gegaan het, dat hy nie dalk moontlik in sy droom sal sondig nie, onwetend nie. Dan hou hulle hom wakker, want môre moet hy agter in die allerheiligste ingaan en dan as hulle hoor dat die klokkies hou op bly, dan weet hulle dat daar was 'n sonde in sy lewe en hy het doodgeslaan daar neer. En dan moes hulle hom uittrek met die tou. Ja. Maar dit gee ou actually die prentjie van eintlik hoe heilig God is. Ja. Staan. Ons kan nie al ewig dink dat ons sit met al hierdie sonde in ons lewe en jy moet net dan verstaan dat jy kan dan net so ver tot God nader. I've got a question for you. Yes. If Adam and Eve didn't sin, would mankind have come forth? Would it? If Adam and Eve did not sin, would mankind have come forth from it? I don't know, na die sonde het God vir hulle gesê, luister hier, nou gaan uit en vermeer dit. So, Ek praat van as hulle nooit gesondig het nie. As hulle nooit gesondig het nie, sou God die vloek vir die vrou gegee het en gesê dat jy sal die mens. Sy naam sou alleen gewees het. Excuse? Sy naam sou alleen gewees het. God se naam. Beteken, behold the hand, behold the nail. Ja, so, hoe ook al ons daarna kyk, hulle sou gesondig het. Maar ek hoor wat jy sê, as ons nou praat in hypotheticals, dan sou ek gesê, dan sou die vloek nooit uitgespreek gewees het van waar God vir Eva gesê het, jy sal kinders baar deur moeite nie. So daar sou nie meer gewees het nie. Maar God het geweet van die begin af toe hy die mens geskaap het, dat die mens sou val. Dis kom sy naam sê, behold the hand, behold the nail. Okay. Vraag antwoord. Ja. Waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak dat, waar was ek? Kom ek lees weer daar van 6 af. Was ek 7? Maar in die tweede, die hoëpriester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie. Sien julle, nie sonder bloed nie. Okay. Wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan. So die sondes, so hy het gegaan om die sondes die bloed te gaan sprinkel vir die sondes van die volk en hy self gedoen het onwetend. Sien julle dit al, né? Kom julle dit agter, né? Want hy sê, ek gaan weer lees, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan. So dit is die sondes wat hulle gedoen het, wat hulle nie van geweet het nie. Nee. Waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie
geopen is, solank as die eerste tabernakel nog standhou nie. Okay, so nie net enige Jan Raff en sy maat om hier agterin gegaan het en gesê het, luister, nou kan ek gou vir ons offer nie. So het Saul ook mos nou gegaan en op die altaar iets geoffer en toe op die einde van die dag is die koningskap van hom afgeskeer as gevolg van sy ongehoorsaamheid, want hy moes vir Samuel wag. Dis mos Samuel gewees, né? Dit was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd waarin daar gawes en offers gebring word wat hom van die diens verrig na die gewete nie volkome kan maak nie. Omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelê is tot op die tyd van herstelling. Okay, so as hulle gesondig het, dan het hulle nou die offers gebring en so aan en dit is nie voldoende nie soos wat dit hier sê. Maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as, ja, so dit sê nou as dit praat nou van Jesus se kruisiging, nee, almal kry dit. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van die vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van die vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Ha? Wow, nee? Is dit nie? So, as daai klein offertjies wat hulle gedoen het, hulle kon gerein het van hulle vlees. Hoeveel te meer kan dit wat Yeshua gedoen het, ons nie reinig van ons onreine vlees nie. Reinig van ons onreine vlees nie. En nie net reinig nie, ons verlos ook. Ja. Van die woord. Ja. Dit is die hoofstukke. Ja. Okay. En daarom is my middelaar van 'n Nuwe Testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die Eerste Testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Want waar 'n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word. Want 'n testament is geldig by 'n sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is solank as die testamentmaker nog leef nie. So, wat sê dit? Dit sê dat God het daar was 'n verbond gesluit. Okay? So, nou onthou wat ons nou gelees het van Abraham. Hy het gekom, so wie was die testamentmaker? Hy het deur daai stukke vleis geloop. Okay? So dit was hy het daai testament, daai verbond gesluit. Ja. En die nuwe verbond kon eers ingekom het toe Christus gesterf het. Ja. Dis hoekom hy ook gesê het, neem hierdie beker, drink hierdie beker, want dit is dis die wyn van die nuwe verbond. Né? In my eie woorde, daai is nou my eie woorde, net kennis. Okay. So hy moes gesterf het sodat die nuwe verbond kan intree. Ja. Okay. Daarom is ook die Eerste Testament nie sonder bloed ingewy nie, want toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het
hy die bloed van die kalwers en bokke saam met water en skarlakenrooi wol en hyssop geneem en die boek self en die hele volk besprinkel en gesê, dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het. En hy het ook die tabernakel en die gereedskap van die diens net so met bloed besprinkel. En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. So, daar antwoord het pastoor Marie se vraag ook? Nee. Dit was dus nodig dat die afbeelding van die dinge in die hemel deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Want Christus het nie ingegaan in die heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingegaan met bloed wat nie sy eie is nie. So Yeshua is net een keer geoffer, né? Ja. Neem julle kennis daar. Ja. Want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeu verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. Dit is neem net kennis van die woordspraak daarso, hoe hulle dit daar geskryf het. Maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeu verskyn om sonde deur sy offer weg te doen. En net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem. Nie van almal nie, né? Van baie. Vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Daar staan wel geskrywe dat so lief het God die wêreld gehad om sy eniggebore seun te gee, sodat sodat elkeen wat in hom glo nie verlore, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Né? So elkeen wat in hom glo. So dis hoekom dit sê nie almal se sonde nie, want dan is alles ons nou eintlik te vergeefs. Ja. Is net vir baie van hulle, die wat glo. Want die wet en geloof sonder werke is niks. Kyk, geloof sonder werke is niks. Want as jy glo, dan sal jou werke dit wys. Nee. Want die wet ons gaan nou aan by nommer 10 daarso. Want die wet wat is skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offer wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Okay, so nou die ding is, daai tyd hulle geoffer, okay, hulle gaan nou, okay, hier is my offers vir my sonde, hulle het dit geoffer. Volgende jaar moes hulle weer gekom het en weer geoffer het, want hulle het weer gesondig, né? So laas jaar se offers kon nou nie nou my vrygespreek het van hierdie jaar se sondes nie. Nee. Dis wat daar staan. Ek gaan dit weer vir ons lees, né? Want die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. So ook daai offers kan ons nie lei tot volmaaktheid nie, né? Dis wat daar ook staan. So daai offers kon ons nie lei tot volmaaktheid nie. Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van sonde sou gehad het nie. Okay, so as dit nou so gewees het, sou hulle een keer geoffer het, hulle sou nie meer die bewussyn van sonde gehad het nie, hulle sou nie die sonde gedoen het nie, en dan sou daar nie meer geoffer geword het nie, nee. Okay. Maar
Maar in die offers is daar jaar na jaar 'n herinnering aan die sondes, want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sondes wegneem. Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. So God wou eintlik nooit gehad het dat die offers gehad het nie, né? Staan daar, hy sê hy wil dit eintlik nie hê nie. Okay. Toe het ek gesê, kyk, ek kom. In die boekrol is dit vir my geskrywe om u wil te doen, o God. Nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffer en sondoffer wou u nie hê en het u nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word. Het hy daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel. So die eerste verbond te weggeneem om die nuwe te stel. Nee. Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Yeshua Mashiach net eenmaal. En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffer te bring wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. Dit sê Yeshua, nadat hy die offer gebring het, het hy opgevaar na sy Vader toe en hy sit aan die regterhand van die Vader. En ek wil net hierdie net bekend maak en ek sien dit in my pa se lewe wat elke oggend die nagmaal neem. Nee, maar dit doen dit ook. Nie meer nie. Ek dink hulle moet wat jy luister gou hierso. En kyk hierso, ek gaan van vers 10 af lees. Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Yeshua Mashiach net eenmaal. En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffer te bring wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Okay, so ons met dit wat ons neem, onthou ons net dag vir dag. Sien dit sê daar dag vir dag. Dan herinner ons onsself net dit aan dit wat Christus gedoen het, hè? Amen. Maar hy het nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. En wag nou verder totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat heilig word. En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis. Want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit en na die dae, spreek die Here verder, ek sal my wette gee in hulle hart en in hulle verstand sal ek dit inskrywe. En aan hulle sondes en hulle ongeregtigheid, Here, sal ek nooit meer dink nie. Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is daar geen offer meer vir die sondes nie. So daar is vergifnis vir ons, maar daar is nie meer die sonde nie, né? Okay. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Yeshua. Okay. So ons kan nou in die heiligdom ingaan. Ons kan nou direk nader tot God toe. As gevolg van die voorhangsel wat geskeur het die dag toe hy gekruisig is. Ons kan van dit lees daar in Matthew 27 vers 51 en 52. Ek kan dit gou vir ons gaan lees daar. Wat Matthew wat? Matthew 27 vers 51 en 52. So die voorhangsel het die skeiding gegee van verstaan net die allerheiligste kon daar gegaan het. Om vir ons versoeningspunt. Nou is ek by Lukas, hoekom?
En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. So dit praat van daai voorhangsel wat geskeur het. Op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen. Dit is sy vlees en ook 'n groot priester oor die huis van God het. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart in 'n volle geloofsversekerheid. Die harte deur besprinkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. So daai vat my terug na dit wat Yeshua gesê het, dat as of dit wat daar geskrywe staan, wat Paulus geskryf het, dat as julle sondes bely, hy is getrou om ons sondes te vergewe en ons te reinig van al ons ongeregtigheid. So ons moet daaraan vashou, né? Met wat sê hy daarso? Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. So hy is getrou en ons moet daaraan styf vashou. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor, en laat ons ouderlinge byeenkoms nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. En ons sien die dag kom nader, né? Amen. So ons moet soveel meer en meer mense vermaan om die ouderlinge byeenkoms by mekaar te kom. Okay. Want as ons opsetlik Sondag, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestander sal verteer. Ander prediker sal vir jou sê, God se vergifnis is ewig. Hierso staan daar dat, luister, want as jy opsetlik Sondag, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestander sal verteer. Hoor julle wat dit al sê? En dit kweek in my eie hart dat kyk, mense sal vir jou sê dat God se vergifnis is ewig. Ek wil net sê dat hierdie kweek vrees in my hart dat, luister hier, as ek gaan aanhou Sondag, want God is die enigste een wat vir my kan sê, luister hier, wyk van my, ek het jou nooit geken nie. Of hy is die enigste een wat vir jou kan sê, luister hier, kom in my goeie en getroue diensknegt. Wie weet as jou volgende sonde nie jou ewigheid gaan kos nie. Want jy weet wat is reg en verkeerd. Jy weet sodra jy besig is om nou iets te doen wat jy nie moet doen nie, jy weet dit is verkeerd. So ek wil net vir elkeen van ons sê, luister, jy moet pas op. Want God sê die wraak kom hom toe en hy is die enigste een wat kan sê, luister, tot hier toe en nie meer nie. En alhoewel daar staan geskrywe en dis in die gebed wat Yeshua ons gegee het, dat vergeef tog ons skulde soos wat ons skuldenaars vergewe. Maar in jou hart vergewe jy regtig jou skuldenaars soos wat jy veronderstel is, soos wat God jou vergewe? Doen jy dit? Ken jy jou hart? Want die Bybel sê ook dat die hart is die brieflikste ding wat daar is. Jy sê dalk en jy voel dalk, ja, jy vergewe daai persoon, en dan kom daai persoon en hy, ek weet nie, hy gee jou so 'n potjie uit joke uit, en dan val jy op hom neer soos 'n ton of bricks, en dan op die einde van die dag het jy eintlik hom in jou hart nie vergewe nie, alhoewel jy dink jy het. Ja. En dan waar lê God se vergifnis vir jou as jy daai vergewenheid in jou hart gekweek het. So neem net, ek gaan net daai weer lees en dan
sal ek verder lees en maak tog net melding van dit in julle eie harte ook. Want as ons opsetlik Sondag nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en vuurgloed wat die teestander sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is onrein geag en die gees van genade gesmaad het? So as ons gaan en ons met daai wete in ons brein en in ons hart dat dit sonde is en ons gaan en ons draai en ons doen daai sonde, dan is ons besig om hy wat geslag is vir ons, Yeshua te vertrap en sy bloed van die nuwe verbond te vertrap. Amen. Ja. Mag ek net 'n versie lees wat u nou professor? Ja. Sal dit wat ding? Psalm 62 stil tot God, vers 5. Ja, hulle hou raad om hom van sy hoogte af te stoot. Hulle het behaag in lees, met hul mond sien hulle, maar hulle met hulle binneste vloek hulle. Ja. Dis wat ek wil sê. Ja, dit is hoe die mens is. Hulle sal sê, ja, vergewe jou met die mond, maar in hulle binneste is dit nie so nie. En dit wat baie belangrik is, hy maak daarop tent, dat as ons by mekaar kom, dan moet almal daar wees. Want dit is 'n bevel wat God vir ons gee, dat ons moet by mekaar kom, sodat hy kan verheerlik word daar. Ja. Dit is waaroor dit gaan. Ja, en as hy verheerlik word en as ons saam is, ons leer van mekaar. Yes. Want die pinkie is nie die klein toontjie nie. Nee, in die hand, die regterhand is nie die linkerhand nie. Maar die liggaam, as die liggaam saamkom, dan help die een die ander en dit is hoe dit is. Amen. Dis hoe dit is. Ja, en hy word verheerlik daardeur. En hy word verheerlik daardeur, obviously. Ja. Dit is alles tot verheerliking van sy naam, van hom. Vers 29. Ja, ek het klaar gelees, nee. Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe. Ek sal vergelde, spreek die Here, en weer die Here sal sy volk oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Maar onthou die vorige dae waarin julle toe julle verlig geword het, 'n groot lydensworsteling deurstaan het, gedeeltelik omdat julle deur smaad en verdrukking en skouspel geword het, gedeeltelik omdat julle deelgenote geword het van die wat in so 'n toestand verkeer het. Ons almal was daar, nee. Ons almal was daar. En hopelik groei ons om beter te wees elke dag. Want julle het ook saam met my gevoel in my boeye en julle het die berowing van julle goed met blydskap aanvaar omdat julle geweet het dat julle in julleself 'n beter en blywende besitting in die hemel het. Werk dan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het nie weg nie. Want julle het lydsaamheid nodig om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Neem kennis dat dit sê, nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Want nog 'n klein tydjie, en hy wat kom, sal kom en nie versuim nie. Nou, ek het julle al baie gesê, my Afrikaans is ook maar power, so ek het gaan kyk wat is versuim. En dit sê, nalaat om te doen wat 'n mens veronderstel was om te doen. So, hy sê, hy wat weer kom, Yeshua wat weer kom, sal nie versuim nie. Hy sal nie laat dit wat hy gesê het hy sal doen nie. Net soos wat hy die eerste keer wat hy gekom het, het hy al die profeseë vervul.
soos wat daar geskrywe staan, sal hy die nuwe profesie wat daar voor lê, sal hy nie versuim nie. Hy sal dit nie nalaat nie. En daar staan ook geskryf dat God se woord sal nie leeg na hom terugkeer nie. So dit wat geskrywe staan, dit wat hy sê hy sal doen, dit is dit wat hy sal doen. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe. En as hy hom onttrek het, my siel geen welbehae in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Geloof tot behoud van die lewe. Onthou net dat daar staan dat die sonde is tot die dood. So ek sien nie dat daar enige iets van die sonde geskryf is nie. So ek wil net elkeen weer vermaan, asseblief. As die Gees jou oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, draai weg. Amen. Draai weg. En soos wat jy nader aan God, sal hy jou help om nog nader te kom aan jou. Sodat jy nog nader kan kom aan hom, meen ek. Hy kom nie af nie, maar ons groei op. Ons geestelike siel, ons siel groei op. Okay, is daar enig iemand anders wat jy wil sê? Wil bylas? Niks nie. Dit is die oor. Ons almagtige Vader, Abba Yahuwah, ons kom na U toe. Heer Yeshua, my Vader, en ons sê vir U dankie vir U seun. Dankie Yeshua dat U 'n nuwe verbond gesluit het, my Vader. Ons sê vir U dankie vir die eerste verbond wat U gedoop het. Sê vir U dankie vir die Gees wat ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. My Vader, help ons en leer ons om vas te hou aan daai hoop, my Vader, help ons. Sê vir U dankie dat U op ons harte skryf en in ons gedagtes plaas dit wat reg en verkeerd is, my Vader, sodat ons sal weet op wat se weg ons moet wandel. Ons gee al die lof, eer en prys, my Vader, want U is 'n wonderlike God. Hoe meer ons lees, hoe meer leer ons, my Vader, en hoe meer ons sien van U, hoe meer staan ons in awe, my Vader. Dis hoe groot en hoe almagtig en hoe wonderlik is U. Sê vir U dankie in Yeshua se naam alleen. Amen. Amen. Ja, baie interessant die skrif wat jy vandag gebring het is dat hulle deur die